Goeiedag en baie welkom. Dis 'n besondere dag. Saam met Christene reg oor die wêreld herdenk ons vandag Jesus se hemelvaart. Ek wonder hoe sou dit gevoel het, daardie dag toe Jesus opgeneem is in die hemel. Gevoel het nie as 'n storieboek in die Bybel nie, maar as 'n werklikheid, as iets wat jy op daardie spesifieke dag self in persoon beleef het. Jy het hom gesien, jou leermeester, jou naby vriend, die een wat jou lewe kom verander het. Jy het sy stem geken, die manier hoe hy gelag het, en hoe hy jou naam gesê het. En toe, met een laaste seën, is hy weg, opgeneem in 'n wolk. Ek dink nie die disippels het gejuig en gedans van blydskap omdat hy weggegaan het nie. Ek dink hulle het gevoel soos ek en jy voel, wanneer ons iemand vir wie ons baie lief is, ja, iemand wat 'n lewensveranderende rol in ons lewe kom speel het, weggaan. Het is nie maklik om iemand saam met wie jy baie tyd spandeer het, ja, iemand vir wie jy baie lief was, te verloor nie. Selfs al glo jy, hulle is nou by God. En selfs al het hulle jou iets beloof, dat alles oukei gaan wees, of wat hulle op een of ander manier altyd oor jou sal waghou. Nee, hulle is weg. En die verlies kom ruk gereeld alles omver hier diep binne in jou. Ek dink die disippels se harte was swaar. Nie hopeloos nie, maar ook nie lig nie. Dis daar die ongemaklike plek tussen glo en verlang, tussen hy het opgestaan en hy's nie meer hier nie. En dan, in daardie stille verwarring, kom sê Jesus vir hulle: Julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Wag, nie doen nie, nie beplan nie, nie veg of verander of probeer regmaak of dinge in toom hou nie, net wag. Dis seker die moeilikste opdrag van almal. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou nie van wag nie, en nog minder van onseker wag. Ek wil dinge verstaan, ek wil weet wat volgende is, ek wil voel ek is in beheer. Maar wag, is 'n moeilike een. Ek dink wag is 'n belangrike geestelike praktyk. Dit plaas ons in afwagting. Dit sê ek sien nie nou alles nie, maar ek vertrou. Die tussen hemelvaart en Pinkster waar ons vandag leef. Tussen verlange en belofte, tussen hy is fisies nie meer hier nie en sy gees sal kom. Ek wonder of jy jouself hierin herken. Het jy al iets of iemand verloor wat jou laat voel het, hoe moet ek nou aangaan? Het jy al gewag vir God en dit vir jou gevoel of niks gebeur nie? Dan is jy nie alleen nie. Jy staan waar die disippels gestaan het, met 'n hart vol herinneringe en 'n geloof wat vra: gaan u regtig u belofte hou? Dis juis in hierdie plek, tussen verlies en belofte, waar die Heilige Gees sy werk begin. Nie waar alles reg is nie, waar jy seker voel nie, maar daar waar jy wag. Jesus het hulle nie met antwoorde gelos nie, maar hy het hulle met 'n belofte gelos. En dit was genoeg. So ek wil jou uitnooi. Uitnooi om in hierdie tyd, tussen hemelvaart en Pinkster, dit nie net verby te laat gaan nie. Gaan sit by jou leë plekke. Sien raak en erken wat jou verlange is. Daar waar jy wag, daar waar jy voel dat Jesus weg is, of ver is, of dat alles net te anders is as voorheen. En wanneer jy by hierdie sitplekke van jou lewe sit, hou vas aan die belofte. Die Heilige Gees gaan kom. Nie as iets vaag of bloot godsdienstig nie, maar as Jesus self, in jou lewe, in jou pyn, ja, in jou wag. Kom ons bid saam. liefdevolle God.
U seun Jesus het nie net opgevaar nie. Hy het vir ons 'n belofte gelos. Leer my hoe om te wag, om te glo en om my eie hart oop te maak vir hierdie belofte. U Gees hier kragtig binne in my. Waar ek verlies voel, bring U hoop. Onseker is, gee U vrede. Ek wag en ek vertrou. Amen. Mag jy in hierdie dae van wag, jou eie verlies eerlik onder oë sien, sonder vrees. Mag jy hoor dat jy nie alleen is nie, en mag jou wag verander in afwagting, want die Heilige Gees kom, en hy kom vir jou.